Hier, net so ter inleiding in die Psalm, beskryf hierdie psalmdigter by name Asaf dan, wat hy in die eerste inleidende verse bedoel, en hy haal voorbeelde aan uit die geskiedenis van Israel, waar hulle nie hulle kant van die verbond met die Here onderhou het nie. Liewe gemeente, en ek wil vanoggend sê, hierdie psalm is net so van toepassing op u en my, ook hier in ons gemeente. Tot watter mate kom u en ek nog ons kant van die belofte, ons verantwoordelikhede, ons pligte na? Hier gaan dit grootliks oor die tyd toe God die Israeliete uit Egipte bevry het en hulle 40 jaar deur die woestyn laat trek het. 2 keer in hierdie psalm beskryf die digter hoe die volk God getart het. Dat hulle vals was in hulle belydenis teenoor die Here as die enigste Here. Met ander woorde, dat hulle ontrou was. En dan maak die digter die volgende opmerkings, en ek haal dit graag aan, verse 38 en 39, hy sê, maar hy met 'n hoofletter, maar hy was genadig, hy vergewe sonde, hy wis sy volk nie uit nie, dikwels het hy sy toorn gedwing en sy gramskap nie laat losbreek nie. Hoor jy die aksie van God? Hoor jy die nakom van sy kant van die verbond? En dan in vers 65, daarna het die Here weer beheer geneem. Dit is asof hy geslaap het. Soos iemand wat in 'n roes was en nou skielik wakker geword het. En dan eindig die psalm daar in die laaste verse, daar vanaf vers 70 tot en met vers 72, en ek wil dit graag vir u lees. En hy het sy knegt Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale afgeneem. Agter die lammerooie het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Die nuwe vertaling het ek ook gaan naslaan, dit is my baie mooi vertaal, daar staan, hy het Dawid sy dienaar gekies en hom van die slagkrale af weggeneem. Agter die lammerooie het hy hom gaan weghaal om sy volk Jakob, sy eiendom Israel te versorg. Dawid het die volk, en hierdie is my die pragtige, Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Liewe broer en suster, deur die eeue heen, deur die kerkse geskiedenis heen, was die doop nog altyd iets wat uitdagings gebring het. Juis omdat die doop en God se handeling in die doop vir ons 'n raaisel gebly het, 'n misterie wat ons nie regtig kan verstaan nie. Dit is ook in ons tyd nog, alhoewel dit nie nou op die oomblik op die voorgrond noodwendig is nie, is daar 'n groot twispunt tussen verskillende kerke oor die doop. Die doop bly dus 'n raaisel en elkeen wat iets sê of iets te sê het daaroor, bied 'n alternatiewe oplossing van hoe hy of sy dit sien. En deel van hierdie raaisel vir ons as gelowiges wat die kinderdoop of die verbondsdoop glo en gebruik, is die verbond self. Wat beteken die verbond wat God met die volk gemaak het? Staan dit nog vandag? Is dit nog van toepassing in die tyd wat u en ek leef? Hoe moet ons as gelowiges na die Nuwe Testament leef en daaroor dink? Hoe werk dit dat daar 'n God is wat na mense toe kom, sondaar mense, wat homself oor 'n volk ontferm, wat met ooreenkoms gesê het, ek sal vir julle 'n God wees, en julle moet vir my 'n volk wees. Psalm 78 kom vanoggend, en hy kom gee vir ons 'n klein kykie in hierdie raaisel van die verbond, van die doop as teken van hierdie verbond. Daar is 'n oplossing volgens Psalm 78. Die verbond bly 'n wonder, maar een wat ons alleen in geloof kan verstaan.
En daarom dink ek is dit belangrik dat ons vanoggend vir mekaar net so 'n paar woorde oor die doop sê. Die doop is een van die twee sakramente, die doop of die nagmaal. Een van die twee tekens wat die Here vir ons gegee het om ons te help om die boodskap van die evangelie beter te verstaan. Die eerste ding wat ons vanoggend vir mekaar oor die verbond en die doop as teken daarvan kan sê, is dat die verbond nie so seer 'n teoretiese leerstuk is nie. Dis eintlik 'n stuk geskiedenis. Dit is 'n verhaal van God se handeling met ons as sondaar volk. 'n Mens kan ander hieroor leer en hulle daarvan vertel, deur hulle te vertel van God en wat God vir jou in jou lewe reeds gedoen het. Op 'n soortgelyke manier is die doop nie net 'n leerstuk of 'n stuk dogma van die kerk nie. Ja, dit is belangrik om oor die doop en die betekenis van die doop op akademiese, maar ook op leerstellige maniere te gaan nadink. Maar die doop, my liewe broer en suster, gaan ten diepste daaroor dat God se verhaal met ons aan die gang is. Dis nie net 'n sprokie nie. Dis 'n verhaal van wat God in die verlede reeds gedoen het, maar wat hy altyd weer doen tot in die toekoms. Dit is 'n verhaal wat vir ons as God se kinders wil leer hoe God met ons werk. Die kennis daarvan kry ons in die woord van God. Dit is vir ons opgeskryf, sodat ons kan sien hoe God deur die eeue heen met sy volk en sy kerk gewandel en gehandel het. Daarom kom leer die doop vir ons 3 dinge, en ek wil hê ons moet vanoggend opnuut na die doop kyk, en nie net na klein Heilie se doop, of na Henry wat die doop aan haar kind kom begeer het nie. Ons moet vanoggend gaan kyk na my eie doop. Wat beteken my doop vanoggend vir my? En of ek nou 10 is, en of ek 80 is, wat beteken my doop vandag vir my? Eerstens wil die doop ons leer dat God nog altyd met ons op die weg gaan en wil gaan. Daarom dan dat God die Israeliete uit slawerny bevry en 'n pad vir hulle oopgemaak het daar in die Rooi See. Ons doopgeskiedenis, ons verhaal as kerk begin alreeds daar waar God die verbond met Abraham gesluit het, reeds in Genesis. Die doop wil ons leer dat hierdie God wat met jou en my op weg is deur die lewe, 'n genadige God is wat na ons toe kom. Wat met sy arms uitgestrek staan en vir jou sê, my kind, hier is ek vir jou. Ons kan niks uit onsself doen of ontvang nie. As gelowiges, as gemeente van God, ook hier in ons gemeente, is die gemeente 'n gemeente van geredde, gesondaar mense. Nie 'n gemeente van beter weters, beter doeners en beter bidders nie. Ons is gebrokenis met 'n begeerte om volgens die wil van God te leef, om te poog, om sy wil na te streef. Ons stap met ons kindertjies wat ons ten doop bring 'n pad van geloof, 'n pad na geloof, dat hierdie kindertjies eendag ook sal kan bely dat hy of sy in Jesus as sy redder glo. En daarom vanoggend die vraag aan jou, my broer en suster, glo jy nog aan God as jou redder? Of staar jy jou blind teen die ekonomie en die wêreld daar buite? Gaan luister 'n bietjie as ons hier buite staan en praat sommer nou as ons uit die kerk uitkom. Waaroor handel ons gesprekke? Gaan dit oor die hoop wat daar in Jesus Christus is? Of gaan dit oor die ekonomie en die dieselprys wat alweer so groot en so, en ons staar ons blind teen hierdie wêreldse dinge rondom ons? Tweedens wil die doop ons help om standvastig op God te vertrou. Is dit nie waar dat u en ek so maklik
op my goedjies wat ek besit, op my man, op my vrou, op die sekuriteit wat ek by hulle het, ons toekoms en ons vertroue vestig nie. En ons vergeet van God wat al hierdie goed vir ons gegee het nie. Ek het verlede Sondag in die preek gesê, ons is so maklik om te sê, ek het hierdie week so hard gewerk, ek is so moeg, ek gaan nie vanoggend kerk toe nie, ek wil tog net bietjie tot verhaal kom en tot rus. Maar weet jy broers en susters, dan vergeet ons die God wat vir ons die krag en die genade en die wysheid gegee het om hierdie week so hard te kan werk. Psalm 78 verklaar dat die volgende geslag moet weet van die groot dade van God, sodat hulle op God vertrou en nie vergeet wat hulle gedoen het nie. Het ek en jy al vergeet? Of is ons nog gehoorsaam aan dit wat die Here ons 'n opdrag gegee het? Die doop is 'n teken dat God weer en weer, oor en oor met ons 'n begin maak. Hoekom maak ek en jy nie ook 'n begin nie? Hoekom doen ek en jy dit nie ook weer en oor nie? God het te midde van elke woestynsituasie die rots oopgebreek sodat die water kan voortvloei. Soos wat die Here daar in die woestyn gedoen het, doen hy met jou en my lewe. Hy kom verander ons probleme as ons pakkies van probleme aan sy voete kom neerlê. Die doop wys ook vir ons en herinner ons aan ons eie hardkoppigheid. Ons eie volharding in dit wat sleg en kwaad is. Soos wat die Israeliete keer op keer weggedraai het van God af en gekies het om God te tart met hulle optrede, so doen ons presies in die jaar 2026 nog steeds. Maar God het sy deel van die verbond onderhou en steeds vir hulle God gebly. God onderhou sy deel van die verbond ten opsigte van my en van jou, en ek wens ek kon hier van Rian af tot daarbo by Goggie almal se name noem. God onderhou steeds sy verbond met jou. Hy bly steeds vir jou 'n God. Daarom is die doop 'n teken van vernuwing, van 'n genadige God wat ons telkens oor en oor kom nuut maak en ons kom herinner dat ons 'n nuwe skepping in hom is. Daarom dat ons op God kan vertrou. God wat ons sondes sien, ons vergewe as ons sondes bely en ons nuwe mense maak en ons vra om in gehoorsaamheid en dankbaarheid ons lewens aan hom te wy. Liewe broer en suster, God se genade kos jou en my nie 'n sent nie. Ons kan niks doen om daarvoor te vergoed nie, maar dit kos ons alles wat ons is en het, totale gehoorsaamheid aan God drie-enig. Daarom in die derde plek is die doop 'n vermaaning om die groot dade van God, wat hy aan ons gedoen het, nie te vergeet nie. En hoe onthou ons dinge? Wie van julle kan onthou wat gebeur het toe jy gebore is? Of toe jy die eerste keer op jou eie geloop het, of jou eerste tand wat jy gekry het, of jou eerste woordjie wat jy gesê het? Hoe onthou ons sulke goed? Ons ouers het ons daarvan vertel. Daarom kom die woord van God en hy sê, julle moet aan julle nageslag vertel van die wonderdade van God. Party van ons het in die ou dae, het die dames gepraat van ouma se brag boekie, en vergewe die Engelse uitdrukking. Deesdae het ons 'n selfoon met 'n klomp verskillende leers waarin ons foto's bære, waar ons mekaar herinner, 'n herinneringsboek van daardie eerste foto's. En so herinner ons kinders aan daardie eerste tand, aan daardie eerste woordjie, aan daardie eerste tree wat gegee is. Maar hoekom doen ons dit nie met ons geloof nie? Hoekom dra ons nie hierdie weldade van God oor aan ons nageslag nie? Ons onthou deur foto's, ons onthou deur dit wat ons ouers vir ons vertel. Soms onthou ons deur goed wat mense dalk neergeskryf het.
oor 20 of 30 jaar, dan gaan u en ek ook lees wat ons vandag in 2026 gedoen het en wat gebeur het. Omdat mense daaroor skryf, dalk op die internet, dalk op gespreksforums, dalk in koerante, dalk in boeke. Maar dit wat in die verlede gebeur het, word deur mense se perspektief onthou. Hoe onthou u en ek wat die dag met die slag van Bloedrivier gebeur het? Hoe onthou u en ek wat in die Anglo-Boereoorlog in die 1900s met die draai van die eeu gebeur het? En dit is presies wat die doop in elkeen van ons se lewens kom doen. Die doop herinner ons, of hoe lui die spreekwoord, 'n knoop in jou oor wat jy maak, herinner ons aan daardie groot weldade van God, dat God in sy godheid na jou as mens gekom het by die doopvond en jou kom insluit het in sy belofte. Ons sal aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag van die wonderwerke wat hy in jou en my lewe gedoen het. Maar die Here het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing gegee. Aan jou en aan my kom gee hy albei hier in Psalm 78. Die mense, veral in die Ou Testamentiese tye, was nie noodwendig geletterde mense nie. Daar was maar min van hulle wat regtig kon lees en kon geskryf het. Die verhale van die aardsvaders en moeders, van God wat aan Abraham en Sara die beloofde land gegee het. God wat die volk uit Egipte bevry het. Die volk wat deur die woestyn vir 40 jaar geswerf het. Dink maar aan die ballingskap. Dit wat in die geskiedenis van Israel gebeur het, is van geslag tot geslag oorvertel, totdat dit later eers neergeskryf is, soos wat ons dit vandag het. En dit was nie net oorvertel, sodat die jongere geslag dit as storieetjies of as fabels moes onthou nie, maar sodat hulle dit kon glo, dat God hierdie groot dinge gedoen het, en destyds by die volk was, dat hy saam met hulle was, dat hy hulle beskerm het. Sodat ek en jy ook vandag in 2026 kan weet, God is steeds daar, hy wil steeds jou beskerm en jou bewaar. Maar wat doen ek en jy? Vertel ons dit oor? Het ons ouers dit aan ons oor vertel, sodat ons kan glo? Daarom dat ons soveel klem op die doop plaas en die rol van die ouer soveel beklemtoon. Henry, dis hoekom daar staan, sodat jy hierdie weldade van God aan klein Heilie moet gaan oorvertel, sodat sy dit kan onthou. Maar dit gaan nie net oor die ouers nie, dit gaan ook oor die gemeente, oor die breër kerk van ons Here Jesus Christus. Psalm 78 help ons om te sien hoe die storie van God met ons as sy kinders oorvertel moet word. En dit gebeur reeds deur die ouers se verantwoordelikheid om die kind in die vrese van die Here groot te maak, maar dan ook later die kerk se deel wanneer die kind in die verbondsonderrig kom. Dink maar net aan Deuteronomium 6 waar daar staan, hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. En wat sê dit eintlik vir ons? Praat altyd met jou kinders hieroor. Die manier waarop ons kinders die getrouheid van God sal onthou, die wyse waarop hierdie onderrig moet geskied, is deur oor te vertel. Ons moet ons kinders in die geloof leer, maar ook oprig, sodat hulle nie God vergeet, sodat hulle nie vergeet van dit wat God vir jou as mens, vir ons as volk, vir ons as geloofsvolk gedoen het. Dat hy aan 'n kruis gehang het, in sy seun Jesus Christus, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Miskien, net miskien,
besef ons as gelowiges soms nie die erns en die belangrikheid van hierdie verantwoordelikheid nie. Daar is soveel dinge in die wêreld wat skree om ons kinders se aandag af te trek. Veral in die tye waarin ons leef. Meeste van ons ouer mense het nog godsdienstonderrig op skool gehad en dit was nie willekeurig nie, dit was 'n gegewe, daardie vak. Ek verneem dat in Namibië dit nou weer ingestel is as 'n verpligte vak, Christelike godsdiens, as 'n verpligte vak op skole, maar by ons is dit nog nie so nie. Dit maak die verantwoordelikheid van jou en my as ouer, van jou en my as gemeentelid, medegelowige, net soveel groter. Maar dan dink ek aan vraag 21 van die Heidelbergse Katekismus, wat so pragtig na u en my kom as hy vra, wat is ware geloof? En ek lees dit graag soos wat dit opgeteken is. 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie wat in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Jesus Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Is dit nie wonderlik nie? Deur die evangelie wat in my hart werk. Nou wat is die evangelie? Die evangelie is die woord van God. Waar kry ek die woord van God? Hier, in die erediens, waar God ons opgeroep het om ons te kom volmaak, ons bekertjies te kom vul met sy woord. En dan is ons gemeente kerkbywoning, skat ek duimsuig, Dani, nou moet julle almal help, 40%, 45% van die totale getal van ons gemeente. Het ons dan nie meer nodig dat ons bekertjies gevul word nie? Het ons so groot geword in ons eie waan, dat ons nie meer dit nodig ag om God belangrik te ag in ons lewens nie? Waar sal kinders hierdie kennis en vertroue leer, as dit nie by ouers is nie? Daarom moet ons bly bid, moet ons as gemeente op ons knieë wees vir ons ouers, vir ons families, vir ons gesinne, vir ons gemeente, dat God ons sal bewaar van hierdie wêreldse neiging om kerklos te raak. Jy hoor mooi, ek sê nie kerkloos nie, ek sê kerklos te raak. Ons as ouers kan nie die verantwoordelikheid van geloofsonderrig op die kerk of op die skool of op ander mense laat rus nie. Ons moet dit in ons hande vat en ons moet erns maak daarmee, want Hosea sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoeveel kere hoor ons nie dat kerkraadslede sê, ek is bang om skrikkerig om huisbesoek te gaan doen, want dominee, ek het nie die kennis van die woord wat u het nie. My broer, my liewe suster, gaan met God in jou hart en hy sal die woorde op jou mond lê. Daarom dat ons saam met ons kinders die erediens moet bywoon. Nie net hier kom aflaai vir die verbondsonderrig in die erediens. Ons moet saam met ons kinders die eredienste bywoon, saam met ander gelowiges die woord van God hoor, verbondsonderrig bywoon, sodat dit 'n versterking van ons geloof kan wees. Die doop is die plek waar ons vir kinders moet aanhou leer, sodat hulle op God kan vertrou, sodat hulle gehoorsaam kan wees aan sy opdragte, en dit is die plek waar ons bely dat ons aanhou sondig. Dat ons sonde aan God se voete kom neerlê en dat hy uit groot genade ons vergewe. Liewe gemeente, my gebed is dat elkeen van ons vanoggend deur Psalm 78 en die doop bemoedig is, opnuut vanoggend bemoedig is om uit saam met God te stap, om die groot dade van God opnuut weer in ons lewens raak te sien en dit te onthou, om ons verantwoordelikheid teenoor ons medegelowiges op te neem. Veral teenoor die jonger geslag, wat in die geloof moet opgroei, sodat die volgende slag kan weet van die weldade van God. Mag die Here elkeen van ons vanoggend aangryp
En dat ons hierdie medegelowige wat ek sien vanoggend nie hier is nie, hierdie banke wat oop is, dat ek hierdie medegelowige sal gaan soek, om ook hierdie weldade van God weer werklik deel te maak van sy lewe of haar lewe. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike, troue, ewige God en Hemelvader, genadige God, wat in die groot genade ons as sondaar mens kom aansien, ten spyte van al ons tekortkominge. Dankie dat ons U, ons Vader mag noem. Dankie dat U ons kom insluit en ons kinders kom maak van U uitverkore volk. Dankie vir genade, onbeskryflik groot, wat U aan elkeen van ons bewys. Here, ons wil vanoggend U loof en prys met alles wat in ons is. Here, dankie vir ons studente wat heerlik by hulle huise kon wees, maar wat terug is met nuwe ywer, met nuwe krag, om ook daardie roeping wat U in hulle harte geplaas het, om hulle te kom bekwaam, te kom kwalifiseer, om dit gehoorsaam te wees. Dink aan ons kinders in die skole wat hierdie week weer gaan inval in die klasse. Ons dink aan die onderwysers, Here, dat U hulle met groot krag en ywer sal genadig wees en sal seën, dat ook dit wat daar gebeur sal wees tot eer en verheerliking van U koninkryk. Dink aan siekes in ons gemeente, wat ons dalk moontlik nie eers van weet op hierdie stadium nie. Here, dat U ook U hand van seën en beskerming oor hulle uitgestrek hou. Ook daar waar Jenny vanoggend skielik hospitaal toe moes gaan, Here, hou ook U hand van seën oor haar en Peer en hulle kinders, dat ook daar U uitkoms sal seëvier. Gaan met ons as gemeente. Here, maak ons weer ywerig om te werk vir U. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.